Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 4 Augustus, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Psalm 17, vers 1 tot 8 en vers 15 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om vir hierdie oomblik stil te word en om jou hele lewe na God te bring. Nie net die dele wat mooi en seker is nie, maar ook die dele wat vandag moeg, verward of kwesbaar voel. Kom sit by die God wat na ons luister. Die gedig Spasies van Koos van der Merwe nooi ons dieper hierdie stilte binne. Maak my spasies tog u blyplek. Maak my tree, o Heer, u reis. Kom genadig na my lewe, lei my paaie na u huis. Breek deur die grense en geheime. Kom na die plekke waar ek vrees. Waar ek donker is en sondig, sal u Heer ook daar kom wees. Amen. Psalm 17 vers 1, 'n gebed van Dawid. Luister tog, Here, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep. Hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. U sal die uitspraak lewer in my guns. U oë sien immer self wat reg is. As u my sou toets, myselfs in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keur, sou u niks verkeerds vind nie. Oor die doen en late van mense het ek niks verkeerds gesê nie. Ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister tog na my en hoor wat ek sê. Toon u wonderlike trou, u wat almal help wat vir hulle vyande by u skuil. Beskerm my soos die appel van die oog, steek my weg in die skaduwee van u vleuels. En dan vers 15. Maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Dawid begin hier met 'n pleidooi. Luister, Here. En daar's daar wanneer dit ook alles wat ons kan bid. Nie lang helder sinne nie, maar net die uitroep, luister. Hierdie Psalm herinner ons dat gebed nie by die regte woorde begin nie, maar by die regte hart, by vertroue, die wete dat daar iemand is wat regtig aandag gee. Dan vra die digter vir God om sy hart te ondersoek. Nie omdat hy volmaak is nie, maar omdat hy weet dat niks vir God verborge is nie. En daar is nie 'n tikkie vrees in hierdie uitnodiging nie, maar 'n stuk openheid. 'n Openheid wat sê, kyk na my soos ek werklik is. Kyk na my en bly nog steeds by my. En dan hier in vers 8 verander die beeld. Hoor ons Dawid wat sê, beskerm my, Heer, soos die appel van die oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels. Hier sien ons 'n God wat nie net op 'n afstand toekyk nie, maar God wat beskerm, wat sy hand oor ons hou soos 'n voël wat haar kleintjies onder haar vlerk versamel. Dis 'n beeld van teerheid, van nabyheid. En dan aan die einde van die Psalm kom die diepste verlange na vore. As ek wakker word, wil ek my verbly in u teenwoordigheid. Of soos van die ander vertaling sê, sal ek versadig wees met die beeld. Dis die grootste gawe waarvoor die digter bid. God self. En daar is geen versadiging wat uit bestings kom nie. Nie uit sukses of sekerheid nie, maar uit die eenvoudige, heilige wete. Ek leef in die teenwoordigheid van God.
Ek nooi jou uit om hierdie gebed weer deur te lees. Watter eenvoudige gebed bring jy vandag voor God? Dink bidtend hieroor na. Hoe raak die beeld van God wat jou soos die appel van sy oog bewaar jou? Wat bring dit in jou tot beweging? Watse bemoediging kry jy daaruit? Praat met God in gebed daaroor. In die lig van hierdie gebed van Dawid, waar verlang jy meer na God se teenwoordigheid as na God se antwoorde? Praat ook hieroor met hom in gebed. Kom ons bid saam. Getroue God, dankie dat U luister nog voordat ek die regte woorde vind. Bewaar my in U liefde, hou my naby aan U hart en laat my diepste verlange altyd wees om U teenwoordigheid te soek. Amen.